die brief Handelinge, ons lees, jy hoef nou nie daar ook te maak, ons gaan nou na Jesaja toe teruggaan. Groot vervolging in Jerusalem uitgebreek het, wat saam eintlik afgeskop het met die vermoording van Stefanus, die eerste Christen martelaar. Baie mense uit mekaar uitgespat en Filippus eindig op in Samaria. Hy verkondig die evangelie daar en skare mense kom tot bekering. Die Here doen groot wonders, baie mense is genees van onreine geeste en siektes. En met daardie groot vrug van die werk wat daar is, verskyn daar 'n engel aan Filippus en roep hom weg van die skare af na 'n individu toe. Lees in Handelinge 8 vers 26 hierdie woorde, en 'n engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê, staan op, ga na die suide op die pad wat afloop van Jerusalem na Gaza. So hy moes daar na die pad toe gaan wat van Jerusalem na Gaza toe loop. Dis 'n eensame pad, nie veel verkeer op daardie pad nie. En ons lees vers 27, toe het hy opgestaan en gegaan, en daar was 'n man van Ethiopië, 'n hofdienaar, 'n staatsamptenaar van Candace, die koningin van die Ethiopiërs, wat oor al haar skatte was en na Jerusalem gekom het om te aanbid. So die engel stuur vir Filippus na daardie individu toe. En hy was op die terugreis, op pad terug van Jerusalem af, dan nou Ethiopië toe, en het op sy wa gesit en die profeet Jesaja gelees. So hy sit op sy wa en hy is besig om die boek Jesaja te lees. En ons lees dan vers 29, toe sê die Gees vir Filippus, gaan daarheen en bly by daardie wa. En Filippus het daarheen gehardloop en hom die profeet Jesaja hoor lees, en hy sê, verstaan u wel wat u lees? Sy hoor toe, dis Jesaja, hy ken dit. Hy vra of hy verstaan, en hy antwoord, hoe kan ek tog, as niemand my die weg wys nie? Toe vra hy Filippus om op te klim en by hom te kom sit op die wa. En die gedeelte wat hy van die skrif wat hy besig was om te lees, was dit: soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, en soos 'n lam wat stom is voor die een wat hom skeer, so maak hy sy mond nie oop. Klink dit bekend? Dis eintlik die Griekse vertaling, want dis Jesaja 53 wat hy besig was om te lees. In sy vernedering is sy oordeel weggeneem. En wie sal sy geslag beskryf? Want sy lewe word van die aarde weggeneem. Hy lees vers 6 en 7 af. Nee, nou is ek hier in Handelinge, ek kan nou net sê, in Jesaja 53 is hy nou besig daarso om vers 7 en 8 te lees. En die hofdienaar, die hofdienaar antwoord en sê vir Filippus, ek bid u, van wie sê die profeet dit, van homself of van iemand anders? Hy lees Jesaja 53, hy het hierdie vraag in sy hart, van wie praat die gedeelte? Wie is die knegt, die persoon, wat soos 'n lam stom is voor sy skeerders, wat weggelei word om geslag te word, wat sy mond nie oopmaak nie? Van wie praat dit? En Filippus het sy mond geopen, en van hierdie skrif af begin, en die evangelie van Jesus aan hom verkondig. Daai dag is daai hofdienaar van Ethiopië gered, nadat Jesaja 53 aan hom verduidelik is. Die kosbare evangelie van die kruis van Jesus is hierin vir ons opgedeel. En jy sal hoor reg deur die dag weer, veral ek het so wat waardering gehad, en nie om uit te sonder, en al die boodskappe was so besonder, maar dit wat ons in Rika ook gedeel het, ek sit daar vanoggend en ek dink by myself, ek kan eintlik net kom amen sê, want dit wat op my hart is basies wat hy gedeel het, die plaasvervangende dood van die Here Jesus aan die kruis. En voordat wil ek net noem, as jy dalk iemand is wat hier sit en dink, ek glo nie daar sal wees nie, maar weer die kruis. Wil ek so ietsie met die deel, op 'n stadium is daar 'n oom, hy was aanvanklik baie vyandig gesind, teenoor die kerk, teenoor die Bybel, teenoor die Here. Die Here het 'n groot werk in sy lewe gedoen, aanvanklik, en het op 'n stadium toe nou begin kerk toe kom, hy is nog nie op daai stadium toe nou gered nie. En hy kry my op 'n stadium, hy sê vir my, Dominee, wat is die storie dat daar soveel predikante altyd net preek oor die kruis en die kruis en die kruis en die kruis?
Kan hulle nie maar oor iets anders ook preek nie, vra hy. Nie lank daarna nie. Toe red die Here daai ou se siel. Van toe af kan hy nie uitgepraat raak oor die kruis nie. Elke jaar, ek al 8 jaar terug, my verjaarsdag, stuur 'n boodskap op, meeste van die tyd bel hy, sy verjaardag hulle kom, elke jaar loop die traan as hy besef wat Jesus vir hom aan die kruis gedoen het. Ons raak nooit moeg vir die kruis nie. Die kruis is die grondslag van alles. Goddelike genesing het sy grondslag in die kruis. Heiligmaking vloei uit die kruis van Jesus. Die kruis is alles. En daarom kan ons nooit genoeg of te veel van die kruis hoor nie. So, ons is besig om te kyk na die knegt van die Here. Ons het gesien in vers 13, kondig God die Vader aan in hierdie profetiese gedig, dat sy knegt sal voorspoedig wees. Deur Jesus se koms na hierdie aarde toe, sal bereik dit waarvoor hy na hierdie aarde toe kom. Jesus se kruisdood was nie God se plan wat skeef geloop het nie. Dis die volvoering van God se ewige verlossingsplan. En ons sien dit in geen ander gedeelte, dink ek, duideliker as die eerste 3 versies van die gedeelte wat ons vanaand saam gaan hanteer. Ons het gisteraand wel gesien, na daai inleidende strofe, daai eerste 3 versies, wat noem dat mense verstom sou wees oor die knegt van die Here, eers oor die bitter lyding wat hy sou deurgaan en later verstom sou staan, as hulle besef wie hierdie Jesus is. Het ons na dit in vers 1 tot 3, die volgende strofe van hierdie 5 strofes van 3 versies elk in hierdie gedig, die veragte knegt van die Here. Ons het gesien dat die Here Jesus, wanneer hy kom na hierdie aarde toe, sal verwerp word deur sy eie mense. Hulle sal hom verag en baie van hulle sal nie in hom glo nie. Ten spyte van die boodskap wat hy verkondig, die wonders wat hy doen, die arm van die Here wat aan hulle geopenbaar is deur die wonderwerke. Die meeste van hulle sê net hy is verag en ons het hom nie geag. Nou kom ons vanaand by die middelste strofe, die bergpiek van hierdie profetiese gedig, waarin vers 4 tot vers 6, dan moet ons praat eintlik, ons gaan met die volgende 3 verse met dit saam hanteer, maar oor die verbryselde knegt van die Here. Ekskuus, elke aand, en het my gewaarsku, ek moenie hier beweeg nie, want dan stamp ek die ding, elke aand stamp ek die water om en hoop ek word nie later dors nie. So, ons kyk die verbryselde knegt van die Here, dan nou, ons sien in vers 5 hier die woorde, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Om iets te verbrysel beteken om dit eintlik in stukkies fyn te stamp. Heeltemal, ons het gesien in daai versie dat hy so misvormd sou wees, dat hy nie meer soos 'n mens die voorkoms van 'n mens sou hê nie. Dit gaan oor die lyding wat hy terwille van ons deurgegaan het. Hy is deurboor. Net weer die gedagte wat so kosbaar in die boodskap vroeër ook uitgekom het, dat die Here Jesus aan die kruis moes hang. Hy moes 'n vloek word vir ons, sodat ons die seën kon ontvang. Hy moes ontvang wat ons verdien het, in die feit dat ons God se wet oortree het, sodat ons kon ontvang die ewige lewe uit sy hand. Daar is soveel profeseë, terwyl ons nou praat oor 'n gedeelte wat 700 jaar voor Jesus se koms na hierdie aarde toe reeds gesê dat hy deurboor sou word. Nou deurboor, ons weet dit is om 'n gat deur iets te maak. Hy sou deurboor word. Dink aan Psalm 22 wat nog vroeër geskryf is, waar vers 17 hierdie woorde sê, want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring, hulle het my hande en my voete deurgrawe. Dit is dieselfde Psalm wat na verwys is vroeër vandag wat ook gesê is dat my God, waarom het U my verlaat? Dis daardie messiaanse Psalm wat ook kyk na die kruis van die Here Jesus. Sy hande en sy voete sou deurgrawe word terwille van ons. Onthou jy Sagaria 12 het ons gisteraand ook na verwys, toe ons sê hierdie hele gedeelte is eintlik uit die toekoms uit wat geskryf wat hy terugkyk na die kruis, as 'n belydenis van die Joodse volk wat sê ons besef nou wie Jesus is en wat hy vir ons gedoen het. Vroeër het ons hom nie geag, maar nou verstaan ons
wat hy vir ons gedoen het. En daaroor lees ons in Sagaria 12 vers 10, daai tweede gedeelte en verder waar hy sê, hulle sal opsien na my vir wie hulle behoort. Profesie na profesie wat vooruit gekyk het na die kruisdood van die Here Jesus wat hy vir ons sou ly. Vers 4 tot 6 antwoord eintlik die vraagstuk vir ons, waarin dit vir ons sê, waarom hierdie knegt verbrysel sou word. As hy fyn opgelet het, sou hy agterkom, dis amper asof die kronologie, die vertelling van hierdie gebeure van die knegt van die Here onderbreek word na vers 3, waar hy gesê, hy is verag en ons het hom nie geag nie. Dan word vers 4, 5 en 6, is asof hy ophou vertel wat sou gebeur met die knegt, en verduidelik waaroor hierdie knegt se kruisdood sou gaan. Hoekom Jesus aan die kruis moet sterf? Dan gaan jy sien, net na dit, as ons aangaan in vers 7, dan gaan hy aan en verduidelik verder dan hoe die proses verloop het van Jesus se inhegtenisname, sy verhoor, sy kruisdood en sy begrafenis. Ons gaan dit alles vanaand sien. Die vraag is, waarom is die knegt van die Here verbrysel? Nou weer is dit eintlik so mooi aangeraak en verduidelik in hoe die Ricard se boodskap vloer, maar ons as mens sit met 'n probleem. En dit is dat God heilig is en ons sondig is. En God in sy heiligheid en die mens in sy sonde kan nie gemeenskap hê. Daar's 'n skeiding, daar's verwydering tussen ons en God. Met dit saam, hoewel God 'n God van genade is God ook 'n God van geregtigheid. En as hy sê dat daar 'n loon of 'n straf is vir sonde, en dat daardie straf die dood is, kan God nie teruggaan op sy woord en nou skielik sê, ons vergeet maar van die sonde wat 'n mens gedoen het nie. Ons lees in die woord in Eksodus 34 vers 7 hierdie woorde, waar die Here homself aan Moses geopenbaar het, waar Moses sy heerlikheid van agter gesien het, toe roep die Here uit die volgende, hy sê onder andere, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, in Eksodus 34 vers 7, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe. God is 'n God wat vergewe, maar nooit ongestraf laat bly. Sit met 'n probleem. God vergewe, maar die straf moet toegedien word. Of God het nie die waarheid gepraat waar hy sê, die siel wat sondig, die moet sterwe. Of die loon van die sonde is die dood. En daai probleem moet 'n mens verstaan, om te verstaan waarom dit nodig was dat Jesus aan die kruis in ons plek sou sterf. As mense wat 'n mooi illustrasie gebruik om dit te verduidelik, deur te verwys na 'n regsaak. As daar 'n regter is en jy is skuldig bevind aan hoeveel oortredings, is daar 'n straf wat toegedien moet word sodat reg geskied. Kom ons sê 'n mens het hoeveel moorde gepleeg en jy is skuldig bevind aan daardie moorde. As jy voor die regter staan en jy sê regter, ek is regtig uit my hart uit verskriklik jammer oor dit wat ek gedoen het. Kan daai regter vir jou sê, goed, ons vergeet daarvan, ek laat jou vry. Daar sal groot boei wees in die koerante, hulle sal sê die regter is onregverdig. As God die regverdige regter van die heelal is, kan hy nie net sê, kom ons vergeet van die straf vir die sonde nie. Iemand moet dit dra. Selfs as daardie persoon vir die regter sou staan en sê, maar regter, voordat ek nou uitgevang is en hegtenis geneem is, het ek ook baie goeie goed in my lewe gedoen. Baie mense gehelp, ek het geld gegee vir armes, was baie ander mense wat nie kwaad aangedoen het nie. Kan daai omstandighede maak dat hy die straf vir die oortreding sommer net tersyde stel? Nee. Reg moet geskied. Nou uiteindelik kom dit neer op een van twee dinge. Of, soos ons vanoggend gehoor het, ek gaan die gevolge, die straf vir my sonde self dra, of 'n plaasvervanger wat nie skuldig is nie, moet die straf in my plek dra. So kom ons praat van die plaasvervangende dood van die Here Jesus. Hy
in ons plek kom dra wat ons verdien het. As hy dit nie gedoen het nie, sal almal van ons verlore moes gaan, want reg moet geskied. So God is 'n God ryk aan vergifnis, genade en barmhartigheid, maar hy is regverdig en die straf vir sonde moet toegedien word. En dis waarom Jesus aan die kruis gesterf het. Dis die enigste wyse wat ons vrygespreek kon word van die straf wat ons verdien, omdat hy in ons plek dit gedra het. En sodoende kan God ons vergewe, maar nog steeds geregtigheid laat geskied. So, vers 4 beskryf dit so, as ons praat oor waarom moes hierdie knegt verbrysel word, dan sê hy hierdie woorde, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem. Nou dis drie van daai nogtans, soos wat daar voor ook gesê is. Sê, hy was verag en ons het hom nie geag nie, ons het hom verwerp, ons het niks van hom gedink nie, ons het nie in hom geglo nie, en ten spyte daarvan, het hy ons krankhede op hom geneem. Ons het dit nie verdien nie, ons het hom verwerp, en ten spyte daarvan het hy geneem op onsself wat ons verdien het, en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Ons het gedink, sê hulle, hy kry wat hy verdien. Onthou, hulle het hom aangekla van godslastering. Die Fariseërs het gesê, hy is die seun van God, hy stel hom gelyk met God, en die skrifgeleerdes en owerpriesters, en daarom moet hy die doodstraf kry. As hy nie die seun van God was nie, dan was dit laster. Maar die waarheid gepraat, dis wie hy is. Hulle wou dit net nie glo nie. Maar hy sê, ons sê, ons het gedink, hy kry wat hy verdien. Maar, vers 5, nou kom die besef, dis asof het deurdruk, maar, hy is nie terwille van sy oortreding en ongeregtighede bevind. Hy is terwille van ons oortreding en deurboor. Dis asof die liggie aangaan, en hulle besef, hy het nie gekry wat hy verdien en hy het gevat wat ons verdien. Hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Het my so aangegryp in oggend toe die verhaal van die kruisiging en die aanloop daarna toe gelees is oor, waar keer op keer verwys is. Deur Pontius Pilatus se vrou wat die boodskap gestuur het en hy self ook na Jesus as hierdie regverdige man. Selfs die spotters, die twee wat saam met hom gekruisig is, aanvanklik wat saam gespot het, en een later ook gesê, dat ons is hier, en ons kry wat ons verdien, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. Hy het nie gelei terwille van sy eie sonde, het was terwille van ons oortredinge, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf, wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Die straf wat toegedien moes word, sodat daar weer vrede tussen ons en God kon wees, het hy op homself geneem. Hy het versoening gebring tussen ons en God, deur die straf te dra, sodat God se geregtigheid daarin kon geskied, en deur dit daar weer vrede tussen ons en God kon wees. Daar moes straf toegedien word, vir vrede om te kon kom, tussen die regverdige God en die sondige mens. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dis die besef waartoe elke mens wat gered word eintlik by moet uitkom om te besef, Jesus het gedra wat ek verdien het. Hy het die straf gedra wat ek weens my sonde eintlik moes kry. So as ons sê waarom, vers 4 tot 6, sê waarom die knegt van die Here verbrysel ons word, dan sien ons twee dinge hoofsaaklik, en dit sluit weer so aan by die boodskappe van vroeër vandag. Hy is verbrysel eerstens, sodat ons vergewe kan word. Ek het dit eintlik nou klaar vir u verduidelik. Die enigste wyse waarop 'n sondige mens vergifnis van God kan ontvang, en die gevolge van ons sonde kan vryspring, is as iemand wat onskuldig is, in ons plek instaan en dit in ons plek dra. So hy is verbrysel, hy sê daar, hy is terwille van ons oortredinge, waar ons oor die lyn getrap het, dis waar God sê, jy mag nie dit doen en ek dit gedoen het. Ek gerebelleer het teen die regter en die skepper en die God van die heelal. En ek het oortree, en hy het die straf daarvoor gedra. En nou sê hy, terwille van ons ongeregtighede, die verkeerde
verkeerd wat ons gedoen het, die sonde wat ons gedoen het, is hy deurboor, en dan die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Romeine 5 vers 10 druk het so uit waar hy sê, wat as ons, terwyl ons nog vyande was, elkeen van ons, in 'n ongeredde toestand, voordat 'n mens jou lewe aan die Here oorgee, en die Here Jesus 'n mens kom red, skoon was deur sy bloed, sy gees in 'n mens se binneste gee, en vir mense 'n nuwe hart kom gee, is 'n vyand van God. Ons leef as rebelle teen die God van die heelal. Hy sê, moenie dit doen nie, ek sê, ek sal. Hy sê, jy moet dit doen, ek sê, ek sal nie. Besef nie hoe ernstig dit is om te sondig teen God nie. Maar terwyl ons nog vyande was, met God versoen is, as vrede gebring, as mense versoen, dan is daar gemeenskap is herstel. Deur die dood van sy seun. Hy is verbrysel sodat ons weer naby aan God kan kom, en ons weer gemeenskap met hom kan beleef, dat daar vrede tussen ons en hom kan wees. Veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Sy het gepraat oor die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. Romeine 5 vers 1 druk het so uit. Hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, dis die geloof in Jesus, dis nie iets wat ons doen om dit te bewerk of te verdien nie. Geregverdig is beteken om vrygespreek te word van jou sondeskuld en in die regte verhouding met God gestel te word. Het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Die enigste rede hoekom daar vrede tussen ons en God kan wees, is omdat Jesus verbrysel is terwille van ons oortreding en ons sonde. In vers 6 ook, wat sê, ons almal het gedwaal soos skape. Nie van ons nie, nie die slegtes nie, almal. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Weet jy wat wys hierdie vers nie? Dis nie dat ons net, soos baie mense dink, goeie mense is wat nou en dan slegte besluite geneem het om sonde te doen. Dis in ons natuur om die verkeerde pad te stap voordat 'n mens die Here ken, en daarom het ons 'n verlosser nodig. Ons het elkeen ons eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy het dit in ons plek gedra. So, hy is verbrysel sodat ons vergifnis en versoening met God daardeur kon ontvang. Daai versie van vanoggend, ek kon dit nie uithaal nie, dit was reeds hier in. Ek wil dit nie uithaal nie, wat so mooi die evangelie hierdie waarheid saamvat. Waar hy sê, 2 Korintiërs 5 vers 21, wat hy het hom, God die Vader het vir Jesus, wat geen sonde geken het nie. Hy het nie een sonde gedoen, nie een verkeerde gedagte, nie een verkeerde woord geuit het nie. Sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Deur sy kruisdood is daar vir ons versoening beskikbaar. Maar hy is ook verbrysel sodat ons genees kan word. Nou dit sluit aan by die boodskap van die jeug van vanoggend. En terwyl die fokus van sy boodskappe meer op die goddelike genesing is, kan ek dit net aanraak, maar ons kan nie hierdie hoofstuk hanteer en nie dit ook raak sien as 'n vrug van die kruis van Jesus nie. Nou daai woorde wat hy sê, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Sy werk aan die kruis was nie net goeie nuus vir die siel dat ons gered kon word, dis ook goeie nuus vir die liggaam. Die liggaam wat ook geraak is deur die sondeval en sonde wat die wêreld ingekom het, is die goeie nuus dat Jesus se kruisdood ook vir ons genesing as vrug van die kruis kan bewerk. Hy sê dan vers 4, jy sal onthou, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Die vervulling daarvan, of die heenwys van daardie vers, die lees ons in Matteus 8, juist wat die Here ook vanoggend hanteer het, waar ons gelees het, en almal wat ongesteld was, het hy gesond gemaak, sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê het, weer eens Jesaja 53, hy het ons krankhede op hom geneem en ons siektes gedra. Die boodskap van die kruis, die boodskap van die Here Jesus is ook goeie nuus
aan die liggaam van die mens. En soos wat die Here ook genoem het, terwyl ons uiteindelik die volle voorregte daarvan in die hemel gaan geniet, waar daar nooit weer enige krankheid of hartseer of dood gaan wees nie, weet ons dat op grond van die kruiswerk van Christus, daar ook in hierdie lewe genesing kan plaasvind in die liggaam. Ek wil tog net lees die vooruitsig, die uiteinde van Jesus se werk, sy verbryseling vir ons liggaam ook. Lees ons die woorde in Openbaring 21 vers 4 wat sê, God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid, wat ook vertaal kan word as pyn, en geween, en moeite. Ek dink die moeite is die een wat vertaal kan word as pyn. Ons sal daar nie meer wees nie, want die eerste ding het verby gegaan. Die goeie nuus is dat dit ook goeie nuus is vir ons liggaam. So Jesus, waarom is hy verbrysel? Sodat ons vergifnis en genesing kan ontvang. Maar dan gaan die gedig verder aan, so daai hele tussenpose amper waar hy stop en verduidelik waaroor die kruis gaan. Het nou die gedig onderbreek, dan gaan hy weer aan en vertel eintlik voor die kruis weer verder, wat verder met hierdie knegt sou gebeur. En in hierdie punt sien ons dan nou hoe hierdie knegt dan nou verbrysel is. Eerstens sien ons sy verhoor wat vooruit geprofeteer is, waar hy in hegtenis geneem sou word en dan mishandel sou word. Ons lees in vers 7 hierdie woorde. Hy is mishandel, alhoewel hy onderworpe was. Hy is geslaan. Hy is met stokke geslaan, riet geslaan, doringkring gespieg, beledig. Hy is mishandel, alhoewel hy onderworpe was. Hy het hom onderwerp aan dit wat oor hom gekom het, omdat hy geweet het. Dit is waarom hy waarde toe gekom het. Hy het nie teruggedeins nie, hy het nie probeer wegskram nie. Inteendeel toe hy in hegtenis geneem is en Petrus in sy vinnige geaardheid swaard gryp en slaan, Malchus se oor afkap, toe die Here hom gesê om die swaard weg te sit. Hy sê, weet hy nie dat hy in 'n oomblik die Vader kan bid en 12 legioene engele beskikbaar sou wees om hom te help as hy hulp nodig gehad het nie. Maar hy sê vir hom, hoe anders sal die skrifte vervul word as hierdie dinge nie gebeur. Al die tyd het hy geweet, dit is waarom hy gekom het. Hy het nie gekla nie, hy het nie gepleit vir genade nie, hy het nie gestry nie, hoewel hy onskuldig was. Hy het homself onderwerp aan die mishandeling wat hy deurgegaan het, want dit is waarom hy gekom het, ter wille van ons. En hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat aan die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, hy het sy mond nie oopgemaak nie, hy was doodstil. Sy stilte het eintlik die mense wat met hom besig was tydens die verhoor verstom. As 'n mens lees in Matteus 27, byvoorbeeld vers 12 hierdie woorde en verder waar hy sê, terwyl hy deur die owerpriesters en die ouderlinge beskuldig word, het hy niks geantwoord nie. Nou ons sou verwag, as iemand valslik beskuldig word, dan sê hy dadelik praat, jy sal opkom vir jouself, jy sal sê, dit is nie waar wat hulle sê nie. Hy het sy mond nie oopgemaak nie, hy het niks geantwoord nie, hy het geweet, al hierdie dinge moet gebeur. Vers 13, toe sê Pilatus vir hom, hoor jy nie hoe baie dinge hulle teen u getuig nie? Sê, hoor jy nie, hoekom praat jy nie, hoekom kom jy nie op vir jouself nie? En hy het hom geen enkele woord geantwoord nie. Sodat die gouverneur hom baie verwonder het. Kan nie dink vir hom as gouverneur, hier is ons 'n beskuldigde voor hom, wat nie een keer sy onskuld probeer bepleit. Hoewel hy ook geweet het, Pilatus, dat Jesus is onskuldig. Hy kon nie dink die stille aanvaarding volgens Jesaja 53 se profesie, dat hy sy mond nie sou oopmaak nie, soos 'n lam wat weggelei word om geslag te word. So het Jesus gewillig hierdie pad vir ons deurgegaan. Ons lees in Lukas 23 vers 9 hierdie woorde, en hy het hom met baie woorde uitgevra, maar hy, dit is nou Jesus, het hom niks geantwoord nie. Die vervulling van Jesaja 53 se profesie aangaande sy verhoor. Hy sou mishandel word, hy sou hom daaraan onderwerp. Hy
Hy sou nie sy mond oopmaak nie, maar soos 'n lam wat weggelei word vir die slagting sou hy dit aanvaar. Hoor hoe mooi raak 1 Petrus 2 aan hierdie profesie ook wanneer hy terugkyk na wat Jesus verdraai het, wanneer hy sê, vers 22 en verder, hy wat geen sonde gedoen het nie. Hy erken dit, Jesus het geen sonde gedoen nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie. Hy was nie skuldig nie. Wat, toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie. Hy het nie terug opgekom vir homself nie, hy het nie gedreig nie, sê hy verder, hy sê daar, en toe hy gelei het, nie gedreig het nie, hy kon dreig. Hy wou nie. Dis waarvoor hy gekom het. Maar dit oorgegee het aan hom, wat regverdig oordeel, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwaalende skape, hoor jy Jesaja 53, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. Dis wat die Here Jesus vir ons gedraai. Verder sien ons in hierdie versie so, ons het gesê vers 7 het sy verhoor hanteer, vers 8 sy kruisiging, want hy het voor dit die waarde, die betekenis van die kruis klaar hanteer. Maar vers 8 lees ons verder hoe die knegt van die Here, hoe hy verbrysel is in die sin dat hy weggelei is om gekruisig te word. Hy sê daar uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem. So na die verhoor waar die vonnis vir hom gevel is hy weggeneem. En dan sê hy onder sy tydgenote, die mense wat saam met hom op daardie stadium sou leef, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Nou wat dink jy beteken dit as hy sê, wie het dit gedink of het afgegee dalk dat hy afgesny is van die land van die lewendes? As jy afgesny is van die land van die lewendes, is jy nie meer lewend, jy gesterf. Praat van sy dood. Hy sou weggelei word om te sterf. En dan herinner hy ons net as ons dalk vergeet waarom hy gesterf het. Hy sê daar, terwille van die oortreding van my volk bely hy, was die plaag op hom, was ons skuld. Dis hoekom hy gesterf het. Nou, by selfe woord dat hy afgesny is uit die land van die lewendes, word in daai gedeelte in Handelinge 8, wat die hofdienaar gelees het, so vertaal. Hy sê die laaste woorde daar, want sy lewe word van die aarde weggeneem. Hy het sy kruisdood vooruit in hierdie profesie dan nou vir ons neergepen. Ons lees in Lukas 23 vers 32 en daar is nog 2 ander kwaaddoeners weggelei om saam met hom tereggestel te word. Daardie gedagte, hy is weggeneem van die strafgerig af om te sterf. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En die kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. Die knegt van die Here het in stille aanvaarding kruis toe gegaan. Hy het voor dit gesê, tyd voor dit. Niemand neem sy lewe van hom af nie, hy lê dit vrywillig af. Hy wou dit deurgaan, want dis hoe hy ons kon losmaak. Nou sê hy daai terwille van die oortreding van my volk as die plaag op hom. Nou sien ons ook die knegt van die Here, daai hoe is hy verbrysel, so ons sien sy verhoor vooruit geprofeteer, sy kruisdood en ook sy begrafnis. Aangrypende profesie hierdie woorde in vers 9 wat sê, en hulle het hom sy graf by die goddelose gegee. Uit die dood gesterf, het ons vanoggend gehoor, van 'n goddelose. Hy was nie hier nie, maar hy het dit op homself geneem en gesterf soos 'n goddelose. En dan sê hy, by 'n ryke was hy in sy dood. Hulle het hom in 'n graf neergelê, weggeneem. En hier is 'n profesie wat sê dat hy by 'n ryk man se graf kan nou uiteindelik begrawe sou word. Dan sê hy, hoekom? En dis wat gaan gebeur as 'n mens dit verstaan. Die vernedering het gestop. Die oomblik toe Christus sy asem die laaste keer uitgeblaas het. En hier sê die woord vir ons vooruit, die begrafnis
sou 'n edele begrafnis gewees. Hy sê daar, hy sou by 'n ryke wees in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Dis asof die Vader gesê het, die vernedering en die lyding stop nou. En die liggaam is weggedra en versit in die grawe, in die graf van 'n ryk. En ons lees die vervulling van daai profesie, Johannes 19 van vers 38 af, waar sê, na hierdie dinge het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim, uit vrees vir die Jode, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag wegneem. En Pilatus het dit toegelaat. Hy het toegegaan en die liggaam van Jesus weggeneem. En daar was op die plek waar hy gekruisig is, 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf, waar nog nooit iemand neergelê was nie. En in daardie graf het hulle ons toen uiteindelik na die voorbereidings getref het dan nou begraaf. So dis die vervulling dat Jesus se liggaam in so 'n graf dan nou geberg sou word na sy kruisdood. So, omdat hy geen onreg gedoen het en geen bedrog in sy mond gevind is nie. Ons het vanaand in hierdie verse die verbryselde knegt van die Here. Gisteraand die veragte knegt, hulle het hom verwerp. Vanaand die verbryselde die een wat sy lewe kom gee het ter wille van ons, die straf gedra het in ons plek. Hy is verhoor, skuldig bevind hoewel hy onskuldig was, weggelei om doodgemaak te word en in 'n graf weggelê. En die gedig eindig vanaand eintlik waar dit wat ons hierdie naweek herdenk vanaand eindig, is die feit dat hy is in die graf weggelê, uit sy lewe gegee. Maar die gedig hou nie op nie. Die Paasverhaal hou nie op nie. Ek dank die Here, soos wat daar nou 'n breek was, die Saterdag, die liggaam in die graf was, sal ons dan môre aand ook nie aangaan met hierdie gedeelte nie, maar Sondag aand sal ons herdenk dat die gedig aangaan en dat daar ook 'n verheerlikte knegt van die Here is, wat nadat hy in die graf weggelê is, weer opgestaan en ook baie kinders saam met hom na heerlikheid toe sal neem. Die vraag vanaand is, of u al u lewe oorgegee het aan die verbryselde knegt van die Here. Het u al tot die besef gekom, ek het verdien wat hy gedra het. Ek het God se oordeel verdien. Ek moes gely, ek moes sterf vir my eie sonde, maar Jesus het dit in my plek gedra. Het jy al besef en erken teenoor hom, dat u teenoor hom oortree het? Hy het gesê, ons oortredinge, ons ongeregtighede, het jy al erken dat jy soos 'n skaap is wat die eie pad geloop het, en nie ag gegee het op hom nie? En het jy al vir Jesus gevra om u te kom skoon was deur u bloed, u te red, en u sy eiendom te maak? As u nie het nie, die oproep is vroeër vandag ook gemaak, wil ek weer by u pleit. Moenie die verbryselde knegt van die Here vanaand weer verag nie. Moenie sê nee dankie nie. Moenie sê ek sal maar wag tot die oordeelsdag, soos wat baie mense sê, daar my saak bepleit nie. As u die asem uitblaas in hierdie lewe, is dit te laat om reg te maak met God. U het nou die Here Jesus nodig. Hy steek sy hand van genade, daardie deurboorde hande uit en sê, ek wil jou sonde wegneem. Ek wil jou my kind maak. Wil u nie hom vertrou om u vanaand te red nie? Wil u nie u lewe kom neer lê voor sy voete en sê, Here, hier is ek. Neem my alles, reinig my, red my. Hy sal dit vir u doen. Hy sê ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerk nie. As jy vrede met God het, wonderlik, as jy nie het nie, jy is stap vir stap moet kies doen. Hierdie kaart het vir ons gelos, jy is so welkom om na die tyd een te kom neem, werk dit deur, het verduidelik vir jy hoe jy die saak met die Here kan regmaak, maar moenie wegstap en nee dankie sê vir die Here Jesus. Die goeie werke gaan nie eendag tel nie, die regter gaan straf moet toedoen. Of jy aanvaar Jesus as die plaasvervanger in geloof nou, en hy het klaar die straf gedra, of jy gaan dit eendag self gedra. Mag die Here dit verhoed. Amen. Ek gaan vra voordat ons 'n slotlied sing, dat ons luister na 'n boodskap in sang, wat baie ernstig ook oproep, as jy deur Jesus aanhou verwerk, wat die gevolg daarvan
Still